Baie welkom terug by C'est la vie na ons kort, vinnige, klein vakansietjie tussen al hierdie verskriklike baie lang naweke. Hoe gaan dit, Koos? Dit gaan goed, Gerard. Hierdie kort somertjie is nou verby van hierdie lang naweke Ja. en nou is ons in die lieflike winter in. Koos, maar ek en jy gaan nou maar net nooit saamstem met hierdie Ek sien my agent het daar op Facebook een van my wintergedigte geplaas. En ek lees dit en dit is soos manna vir my siel. Ek dink, wie het die gesê? En toe sien ek is ek. En dan jy nog so nederig ook. Van jou beste kwaliteite is definitief jou Was nederigheid. dit nie daarvoor nie? Maar baie welkom, Koos. Dit is lekker om saam met jou hier in die koue te wees. En baie welkom aan elkeen van julle. Ek hoop julle het ook 'n goeie lang naweke agter die rug gehad. Nou, ons het gister, Koos, het jy hierdie reeks afgesluit. Wil jy daaroor praat? Wat 'n wonderlike reeks was dit so na Paasfees. Ons het vanoggend juis as personeel saam gesê, wat net na Paasfees is hierdie kosmiese gebeurtenis. En hierdie reeks het is asof dit net vir my, die reeks het hom so ingebring en gesê, Gerard, hierdie is vir jou. Kom ons vat hierdie groot kosmiese waarheid en bring dit hier binne in jou binneste in. Dit is 'n wonderlike reeks geweest. Maar jy het gister gepraat oor hierdie groot uitnodiging wat Jesus gegee het, wat hy vir ons gesê het, kom na my toe. En jy het gepraat oor met jou vrese. In die lewe vandag is daar so baie word daar gepraat oor angs en vrees. Ons lewe in 'n tyd met verskriklik baie onsekerheid en angste en vrese. As ons net kyk na wat aangaan in die dieselprys wat binnekort baie gaan opgaan en petrolpryse en die onsekerheid van die wêreld, is daar 'n onderliggende angs en vrees wat ons amper niks aan kan doen nie. Maar die Bybel gee vir ons wonderlike stukke gereedskap van wat om te doen. En jy het gister die preek, aan die einde van die preek, jou 4de preek wat jy gedoen het, gister het jy gesê, dat, wat het Jesus, kom ons gaan kyk na wat het Jesus gedoen met sy angs en sy vrees. En toe jy so vinnig so nader aan die einde, toe vertel jy nou, toe jy gegaan na Matteus 14 vers 13, waar Jesus sê, Jesus het gehoor dat Johannes die Doper is onthoof, en het sê, so toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skei vertrek na 'n verlate plek alleen. Jesus het diep behoefte gehad om alleen te wees. So die eerste ding wat natuurlik vir ons wys is dat wat Jesus gemaak het met hierdie oomblik wat Jesus beleef het, is hy het dadelike behoefte gehad om eenkant te kom, na sy Vader toe. En dit is iets wat ek dink baie van ons in ons samelewing vandag dieselfde behoefte van het. Ons almal het 'n behoefte as ons in hierdie tye van angs en vrees kom om amper half in te trek in onsself en sekere persoonlikhede meer as ander, maar net om ek gaan nie nou kerk toe gaan nie. Ek wil net intrek. Maar Jesus wys ons iets anders. Jesus sê maar hy wil nie net in homself ingaan nie, hy wil na iemand toe gaan. Maar kom ons los dit nou eers daar. Maar terwyl Jesus op pad is na hierdie alleen plek toe, sê dit daarso, en die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. En Jesus het op 'n tyd bewus geword van hierdie skare mense en hy het by hulle gaan stil staan. En dit sê dit daarso, het dit ook genoem gister, waar hy gesê het, waar hy uit hulle innig jammer gekry. Hy binneste het gedraai. En dit was hierdie oomblik wat Jesus beleef het toe hy na hierdie mense se pyn kyk, het 'n oomblik van stilstand, amper 'n stukkie, iets het daar gebeur, want Jesus het nie aangehou met hierdie idee van ek gaan nou doen wat my behoefte is om eenkant te kom nie. Jesus het eers iets anders te gedoen. En jy het so vinnig in jou preek die woord bracketing gebruik. Jy het dit so vinnig gesê, dat ek wonder of mense sal kan onthou dat jy dit wel gesê het. Maar jy het gesê, Jesus het in 'n oomblik dit gebracket. Dis 'n sielkundige term wat gebruik word, en ek dink dit is iets wat ons vandag oor moet gesels, want dit is so iets groots wat ons kan help in ons lewe, is om
te kan bracket? Ja, ons het aan twee sielkundige terme gebruik, nê, gedink. Bracketing en agency. En Ja. eintlik het hulle so baie hier waar Jesus besig is met mekaar te doen. Maar miskien kan iemand vra, wat is bracketing? Nou ene Gerard, is meer as dis seker 25 jaar gelede toe my professor, toe ek met my idee besig was, die term by my ingehamer het, hoe belangrik bracketing is. In alle verhoudings, maar ook 'n leier of 'n terapeut. En ek het nou hier probeer om nou eintlik 'n leuke definisie te gee van bracketing. So laat ek nou sien, ek het vroeg vanoggend 4:00, toe ek nou nie meer kon slaap nie, gedink, maar hoe sal ek nou bracketing beskryf? Ek sal dit so wil beskryf, om jou eie emosies, behoeftes, begeertes, frustrasie, selfs jou nood en pyn, en ook opinies en onmiddellike reaksies, soos jy wil reageer, tydelik tussen hakies te plaas, to bracket it, sodat jy die aandag en optrede wat 'n taak of situasie of natuurlik 'n persoon van jou vereis, nie nalat weens jou eie innerlike ervaring of behoefte nie. Bracketing stel jou ook in staat om, wanneer dit nodig is, beskikbaar en ontvanklik te wees om met dienende liefde op te tree tot voordeel van die ander, sonder preokkupasie met jou eie situasie en dikwels ook in gesprek met jou eie opinie en gedagtes, en ook sonder voorveronderstelling of vooroordeel. Is dit nou nie 'n goeie definisie nie, Gerard? Die beste. Dis wat ek ook gedink het, in alle nederigheid. In alle nederigheid. Maar jy sal merk, ek het gesê om dit tydelik te doen. Dis wat jy sê nie, ek het nou nie die behoefte nie. Ja. Vergeet daarvan nie. Ja. Jy sit dit tydelik tussen hakies. So jou pyn is reëel. Jy sê nie dit is nie werklik nie. Jesus het nie ophou 'n spasie in sy binneste erken wat ontsteld is en hartseer en selfs beangs nie. Maar hy het dit gebracket. Maar my pyn bly reëel, dit bly belangrik, maar vir hierdie oomblik en situasie erken ek, my pyn is nie nou die middelpunt van die heelal in hierdie situasie nie. En Koos, dit is nou, net wat jy daar sê, is so, ons het vanoggend ons daai van Walter Brueggemann, dit is so counter-cultural wat eintlik gebeur, want in vandag se daai woorde wat ons so baie sê, jou realiteit en jou waarheid, en dis al wat saak maak nou in hierdie wêreld, is Word wat jou is, wêreld, dit word die wêreld. ek het gister, kyk ek so, net so gisteraand, toe sit ek op die bank en ek kyk so 'n bietjie deur wat is daar om te kyk, en ek kyk so 'n storie en in die storie was daar so 'n oomblik wat die vrou gesê het, vir een vrou sê vir die ander vrou, ek kan nie eens presies onthou wat gebeur het nie, maar toe tref hierdie ding my, want sy sê toe, I'm so sorry because I realized that is your truth. En toe sê dit, want niks van wat jy daar gesê het, is so iets wat jy eintlik nou kan in hierdie oomblik saak maak, want my waarheid is dan die enigste belangrikste waarheid wat daar is. En my omstandighede, my precies, onmiddellike oomblik, niks anders is belangrik as hierdie oomblik vir my nie. Ja, en om te bracket, om te sê nee, wag, kom ek skuif vir 'n oomblik my prioriteite effens af op die lysie. Moet 'n besluit wees. Dis eintlik agency waaroor ons gister gepraat het, nou nie weer kan uitbrei nie, in sy suiwerste vorm. Ja. Ek word 'n agent hier van my optrede. Ek is nie die slagoffer van my ervaring nie. Ek kan 'n besluit neem hoe ek nou doen Jesus met hierdie 5000 mense. So, en wat hy eintlik doen, hy skep 'n ruimte in homself, dat sy eie situasie nie sy hele binneruimte domineer nie en okkupeer nie. Hy skep eintlik 'n ekstra kognitiewe ruimte, kan 'n mens sê. Dis dit nie 'n mooi term nie.
om jou eie innerlike wêreld te herrangskik en eintlik jou eie innerlike geluide bietjie eenkant te skuif, dat dit nie die enigste geluide in my binnewêreld is nie. Ek sit hulle tussen hakkies ergens hier in 'n hoekie, speel julle nou eers bietjie sagter, want hier moet ander geluide nou ook resoneer hier binne in my. Ek skep eintlik 'n kathedraal in my binneste. 'n Heilige plek, 'n oomblik van stilte waar ek sê, hierdie geluide moet nou eers stil word. Ek is die dirigent van die orkes hier binne. Die instrumente wat nou oor vrees speel. Julle gaan net nou weer 'n kans kry. Ek ban julle nie uit hierdie orkes nie. Ek stuur julle nie uit die kathedraal van my binneste nie, maar vir die oomblik is die musikale teken by julle 'n rusteken. Ja, dis mooi. For a few bars kan julle net stil raak. 'n Mens het die vermoë om 'n stilte in jou binneste in te ruim van jou eie geluide, sodat die ander persoon se geluide prominensie kry. En hy kan veilig voel om iets te verwoord, 'n behoefte uit te spreek, 'n vrees. Hy kan homself wees. Hy kan homself uitdruk, want hy kompeteer nie met die geluide en woorde en emosies in jou binneste nie. Hy ervaar, jy het vir hom ruimte gemaak. Ek het vanoggend ook gelees van Simone Weil, ek het 'n paar keer haar al aangehaal. Sy was so 'n mystieke denker, sy het nooit openlik gesê sy het nou haar laat doop maar sy het soveel respek vir Jesus. Sy het elke oggend van haar lewe die Onse Vader soveel keer gebid, dat sy gesê het, is die belangrikste ding in my hele lewe, en sy het gesê, die belangrikste iets in die lewe, is hoe Christus gelei het vir mense, en ons moet ook so word. Maar sy het gesê, dis hoe sy liefde ook verstaan, attention is the rarest and purest form of generosity. So, ek laat nie toe dat dit wat op die oomblik my aandag preoccupeer, my eie vrees of hartseer, bekommernis, selfs woede, wat dit ook al is nie. Nee, om te sê, ek neem 'n besluit. Jy verdien nou meer aandag as hierdie ding wat so skreeu. Al is dit werklik, al is dit legitiem, al moet ek nog daaraan aandag gee, maar vir nou, tydelik, is jou geluid in die orkes belangriker as my eie geluide. Dis die kathedraal van liefde, wat ek in my eie binneste skep. Ook as 'n mens in terapeutiese situasies is, waar jy iemand probeer help in gesprek, dan beteken bracketing die doelbewuste besluit van die terapeut. Hoe gaan sien jy nou 'n pastorale sielkundige of selfs 'n psigiater of selfs 'n dokter, en jy kom agter as jy met die dokter praat. Hoor jy, hy het eintlik klaar besluit, hy kan nie wag dat jy stil bly nie. Hy luister nie na jou nie. Of jy kom agter maar hy's vandag nors. Sy eie moeilikheid by die huis het hy nou gebring in ons gesprek. En is nie reg nie, jy kan dit nie doen nie, jy moet dit bracket. Is verskriklik vir iemand in 'n terapeutiese situasie om jou moeilikheid van elders toe te laat om die spasie tussen my en jou in te kom. Omdat Elrika vanoggend nou 'n bietjie jou spek en eiers nie vir jou reg voorgesit het nie. Nou is jy hier lelik met my, terwyl ons sy lavie opneem. Ekskuus, Koos, ek sal nie weet. Ja, so. Selfs met die mense take, nie? Maar 'n terapeut moet die doelbewuste besluit neem en die kundigheid ontwikkel om sy eie emosies, behoeftes, soms selfs waardes. Al weet jy, ek stem nie saam met wat die persoon nou sê nie. Later gaan ons dit besoek, maar vir nou, ek is teenwoordig by wat jy nou vir my sê. Maar nou vra mense, hoekom sou Jesus dit daardie dag doen? Was hierdie groot ding dat hy moet gaan sterf nie belangriker as hierdie mense se behoefte nie?
kon hy nie maar toegegee het en gesê, net vir vandag gaan ek nou nie die mense eerste stel nie, maar my eie. Wat het hom die vermoë gegee om so onselfsugtig te wees? Want Jesus was 'n mens, Gerard, Ja. net soos ons. En dit beteken dat ons nie dit kan in die teks inlees, ja, maar onthou dit was die seun van God nie. Ja. Hy is volmaakte liefde. Hebreërs sê hy was net soos ons in alle opsigte versoek. Ook hier sou dit beteken, daar was nie 'n outomatiese. Ag nee, wat, ek gee nou nie om nie, ek weet ek wil alleen wees, maar wat 'n vreugde om nou eers aan julle aandag te gee nie. Dit was nie 'n outomatiese deernis nie. Daai ding wat in sy binneste opgewel het nie. Soos alle aspekte van die lewe en heiligheid, verhoudings en liefde, is daar altyd die spanningsveld, die balans tussen die gawe wat in my ontwikkel en die dissipline om dit te ontwikkel. Die gawe wat Jesus daar gewys het. Ek het 'n vermoë om liefdevol, onselfsugtig, dienend op te tree, al het ek 'n ander baie groot behoefte in myself. Dit het deur dissipline gekom. Die oor en oor eers sy Vader se wil te soek, altyd weg van homself af te leef. En die teks het wat ons gister het ons die woord splanknitzomai. Dis wat in hom, dit was so werklik hierdie jammerte vir hierdie mense, dat dit sy binneste, sy fisiese binneste ontstel het. Nou natuurlik by ons is daai vermoë baie kleiner as by Jesus. Maar die punt wat ek maak is, selfs Jesus sou dit moes ontwikkel. Sy aanhoudende toewyding aan sy Vader, sy soeke na sy Vader se wil, hy deernis as dit ware by hom byna ononderbroke vanuit sy binneste, uit sy ingewande laat vloei met 'n krag wat hom in staat gestel het om altyd sy eie behoeftes, sy eie gemak en uiteindelik ook sy eie veiligheid en lewe, sy oorlewing ondergeskik te stel aan mense se behoeftes. Wat 'n lewe. Ja. Dis bracketing. Ja. En ons, hoeveel te meer moet ons daarin oefen. Ja, en dit wat jy nou sê, alles wat jy nou sê, bly so by my opkom die hele tyd van daai term emosionele intelligensie. Dis iets wat dit is soos as ek my intelligensie ek wil slimmer word, ek moet leer, ek moet lees, ek moet inligting, ek moet verstaan. Net so is daar 'n belangrike iets om te ontwikkel as dit kom by ons emosionele intelligensie. En dit is wat Jesus hier vir ons kom wys. Ja. Hy verstaan daai deel baie mooi, want ek weet watter dele is nou belangrik en ek weet watter dele is minder belangrik in hierdie onmiddellike oomblik. Dit maak nie dit, en ek dink dit is ons grootste uitdaging vir ons as mense, is om te sê, maar deurdat ek nou aandag hier gee, is ek nie besig om hierdie ene weg te gooi nie. Ek gaan hom net nie nou, Jan, dit is presies wat jy nou gesê het. En dit is 'n absolute wonderlike iets wat Jesus hier kom wys vir ons en modelleer hierso. Daai emosies wat Jesus gehad het in daai oomblik was, wat ons gesê dit was 'n verskriklike, sy binneste het omgedraai. Dit was soos ek, die naaste wat ek aan kan dink is as ek my seun moet sien wat regtig seer kry of hartseer is. Dis seker die naaste wat ek kan indink. Ja. Want Jesus is soos, kyk na hierdie mense wat soos vir wie hy so lief is en hulle sukkel. Sê wag, ek gaan net gou hierdie behoefte eenkant sit, want hier's 'n groter iets. Emosionele intelligensie vir ons as mense is 'n Bybelse ding vir ons om te moet begin inoefen in ons lewens. Ek weet dit is 'n sielkundige term, bracketing, Gerard. Maar as jy eintlik na die Bybel kyk, het die sielkundiges net 'n wonderlike woord geskep vir 'n beginsel wat in die Bybel honderde kere voorkom. En een sielkundige, Scott Peck, in daardie klassieke boek van hom, The Road Less Travelled, sê hy, love is the will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Selfs met betrekking tot jou eie behoeftes moet jy soms bracket.
Ja. Sê nou is hierdie aspek van groei wat ek nodig het, belangriker is as hierdie onmiddellike gee aandag hieraan. So eintlik is elke dag wat ek 'n stilte tyd hou, Mm. waar ek eenkant gaan, stil raak, die skrif lees, met die Here praat, 'n stuk bracketing, Ja. waar ek sê die ander goed wat nou skree hierbo, sê nee. En ek weet hoe dikwels ek dit rasionaliseer. Mm. Geraad, ek het Saterdagoggend 'n wonderlike stilte tyd gehad. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het 'n nota daarvan gemaak, hoe die Here my ontmoet het presies waar ek is, terwyl ek die skrif lees. Maar ek kan, hoekom ek dit nou noem, toe ek gaan sit daarbo, jy ken nou ons huis, dink ek, die kleintjies wat daar by ons gekuier die naweek slaap nog, my skoonouers, hulle slaap nog, dis vroeg die oggend. Maar ek sien, iemand het my gebel. Ek weet dis ook iemand wat vroeg opstaan. En op daai oomblik weet ek, maar ek moet dit nou bracket. Al die goed wat aandag gekry het. Dis nie iemand in 'n krisis of iets nie. Ek sê net, ja, dit sal nou interessant wees. Wag. As jy nou by die trappies afgaan en iemand is wakker en die dag loop. Dit was letterlik soos 'n split sekonde besluit. Ja. Wou sê, wag, laat ek gou gaan bel. Wag. Dis nou bracket. Mm. Bracket hierdie bo. Mm. Dan gaan jy aan met jou dag. En ek sal myself of die Here ewig dankbaar wees dat hy so met my gewerk het. Dit sê nee, stop. Ek het goed om vir jou te sê. Okay, maar wat vir my so waar is van daai is, daar was 'n asof dit 'n fluistering in jou binneste is wat jy moet vir ja sê. Dit is 'n iets wat jy, Presies. dis 'n flickering is, 'n ietsie. En is nie die enigste fluistering nie. Nee, Ja. maar om myself in te stel om te luister. Ek moet na Dene luister. En die probleem is baie keer, ek dink dit is 'n, ek kan dit nie onthou nie. Ek dink jy het dit iewers vertel, daai van die ja, nou kyk jy onthou, dit is die wolf wat die hardste, wat die meeste kos kry. Daai is 'n Indiaanse, Ja. die wolf wat die meeste kos kry is die wolf wat wen. En dis dieselfde met daai stemme. As ek myself, dit's 'n inoefening, 'n fyn luistering na daai, verluister na daai fluistering. En dis presies wat met Jesus gebeur het toe hy ook al gestap het. Ek voel nie lekker nie. Ek voel hartseer, ek is beangs. My tyd is ook naby. Ek wil net by my Vader wees. Maar wag, hierdie kort nou aandag. En om daarna te luister, dit is 'n oefen, dit is 'n inoefening. Ek wil myself baie keer skop, Koos, wat ek die teenoorgestelde wat jy beleef het, waar ek ingee na die ander kant toe. En as ek was nog nooit daarna, ek was altyd spyt. Ek is nog altyd spyt gewees. Ek het hierdie geleentheid gemis. Ek het hierdie oomblik gemis. Ja, 'n mens kan jouself vra, wat is in sekere seisoene van jou lewe wat dit in hierdie week of hierdie maand vir jou moeilik maak om regtig teenwoordig te wees by ander mense in gesprek. As jy nou 'n eenvoudige ding vat, Gerard, ek weet jy's nou nie so nie, maar as jy 'n nuwe bakkie wil koop. Kyk, 'n ou kan praat oor sy gym of sy verkoue of sy bankrekening. Dit is nie 2 minute nie, dan is die gesprek by die bakkie. En as hy nie daarby kom nie, is dit in elk geval die boei. Wat een van daai twee en om dit en kom ons vra onsself, wat is dalk nou die dinge wat dit vir my moeilik maak om regtig teenwoordig te wees? Is ek dalk te moeg? Is ek oor iets hartseer waar ek my trane moet laat vloei? Is daar finansiële goed wat aandag moet kry en dis die verkeerde soort bracketing. Ek weet hy moet nou aandag kry, maar nou maak ek een stil wat ek eintlik moet die kans gee om te praat. Ja. Is ek te besig? Wat moet ek stil maak in my kalender? Ek oefen nou vir hierdie Neil Diamond konsert. Ja, en daar's een liedjie, Shiloh. Wat 'n ongelooflike lied. Hy sê uiteindelik, hy het gevoel dit kom van 'n ander plek af en ek is oortuig daarvan. En is asof hy in sy kind ingaan. En dan sê hy, sy pa is te besig. Hy sê, ek sal graag met jou tyd wil spandeer, maar ek kan nie.
Sê, en as kind het hy gesê, maar Shiloh, you always came. Al het my pa nie gekom nie. Dan wonder ou, wie's die Shiloh? Is dit net 'n soort van 'n naïewe alter ego, of is daar 'n hinkering na godheid? Maar, om teenwoordig te wees by mense, by jou kind. Die oorvol kalender is dalk die rede. Jy kan nie jou program bracketing nie. Ja. En ek sê weer, bracketing beteken nie dat jou behoeftes ongeldig is nie. Maar jy leer om dit tydelik te bestuur, sodat die liefde wat in hierdie oomblik nodig is, kan vloei. Iemand anders het gesê, ek kan nou nie die naam onthou nie, die verantwoordelikheid van die liefde begin wanneer ons die gesig van die ander sien. Is Jesus daar, ek sê nou uit die skei klim, van die berg af in die water. Hy sien hulle. Hy kyk vir hulle. Hy oomblik. Hier's hulle vrees. Hy moenie vrees nie, ek is hier, ek kyk vir jou. Ek wonder of ons daai reaksie op mense het, op my eie vrou, my eie kind, dat ek is regtig hier. Hoe sal my interaksie met my eie mense verander? As ek leer om my eie geraas nie altyd prominensie te gee nie, of my eie opinie, my eie dringende behoeftes of bekommernisse, te kan tussen hakkies plaas en jou in die oë te kyk. Ek dink dit doen iets geweldig aan 'n verhouding. Ek wonder of jy dit al gevoel het, Gerard, daar sekere mense by wie jy altyd, dit is altyd aangenaam as jy by hulle was. Ander, jy kan nie jou vinger daarop sit nie, maar jy voel half beledig. Jy weet nie hoekom nie. Maar een van die dinge wat werklik daardie effek het, is as jy weet, ek sukkel om te glo. Hierdie persoon het regtig belang gestel in wat ek sê. Ja. Of dit selfs gehoor. Al wat in sy bracket was hy self. Ja. En ons maak soms selfs daardie fout. Die woord wat by my opkom is om werklik teenwoordig te wees. Ja. Ons is baie keer, ons is in persoon en vleis hierso, maar ons is glad nie in Maar die ons... binne is, ek met my eie gesprek. Presies wat jy sê met die bakkie. Ja, jy is besig met jou eie idees en binne gesprek, sonder om in die gesprek te wees. Ja, dat is eintlik irrelevant wat die persoon dan vir jou sê. Jy het eintlik klaar die antwoord, jy het klaar die idees. Ja. En ons leef ook in so 'n kultuur, is 'n narcistiese kultuur. Die foto's wat ek neem, die kameras raak nou baie keer omgedraai hoor. Die meeste kameras wys nou Binnekant, ja. hiernatoe. My eie behoefte, my eie beeld is die hoogste, die hardste stem. En as ek nie vervul word nie, dan kan ek nie gee nie. Maar Jesus het hier, daardie dag, die narcistiese model omvergegooi. Hy het gegee vanuit 'n plek van leegheid. Ja, so. Hy het bemoedig vanuit 'n plek van vrees. Hy het versorg vanuit 'n plek van rou. Hy het gehelp vanuit 'n plek van moegheid. Wat 'n totaal teenkulturele, ek is nie die belangrike een hier nie. Sy behoeftes gebrek het ter wille van 'n ander. En daar bly 12 mandjies oor. Is daar soveel simboliek, Gerard? Ek dink die idee is, hierdie sielkundige idee is eintlik 'n liefdesidee. En ek wil nie daarop uitbrei nou nie, maar vir ons sirkels het ons nou heel wat skrifte hier met idees oor bracketing. As jy nou met die woord in gedagte hierdie skrifte lees, my oog val nou net hier op een wat ek sal noem. Galasiërs 5:13. Julle is tot vryheid geroep, broers. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, jou vleeslike behoefte, jou selfsugtige self nie. Maar dien mekaar deur die liefde. Die woord vir dien hierso is die woord wat van doulos afkom, doulouet,
Wat letterlik beteken jy moet wees mekaar se slawe. Hoekom moet jy 'n ander ou se slaaf wees? Want jy's vry. Is 'n paradoks. Ja. Jy's vry om dit te kies. Ja. Jy het die vermoë om te sê, al is ek vry, Ja. kies ek nou, I'm an agent of service. Dis my agency. Ek plaas selfs my vryheid nou hier, dis 'n hakkies. En sê nee, vir die oomblik is ek eerder 'n slaaf. En ek dink hier's soveel skrifte hier wat ons 'n dag sal besig hou, maar alle skrifte wat perfek inpas by ek wil 'n meester word om die self en sy legitieme behoeftes, nie die sondige self noodwendig nie, te breek het en sê goed, later gaan jy baie mooi musiekie in my binneste maak, ek gaan na jou luister, maar vir nou, jou musikale teken is 'n rusteken, wag net 'n ruk. Is baie mooi beeld daai koers, ek hou daarvan en mag ons baie bewus leef, teenwoordig leef na die flikkerende fluistering wat baie keer baie sag is omdat ons baie min na hom luister en net vir daai oomblik te kan stil word en in die oomblik te kan wees. Jesus oor en oor was dit Jesus se die wonder van Jesus se liefde wat hy wys vir mense was om werklik in elke oomblik teenwoordig by daai mense te wees. En dit is 'n wonderlike geskenk. Baie dankie Koos. Ons gaan in ons gespreksriglyn sal ons al hierdie verse ook met jou deel. So in jou sirkel gesels gerus terwyl jy deur hierdie verse gaan en praat daaroor in die lig van wat ons vandag bespreek het. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Mag ons 'n gebrekkige week hê. En dan praat ons volgende week waar ons nuwe reeks gaan begin. Ons is in die tyd van Pinkster en ons sien uit om in hierdie tydperk ook te gesels oor ons pad met die Heilige Gees. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Tot volgende week. Totsiens.